Ja, elke dag, elke oomblik was 'n lewenservaring. Karretjie, balanseer, hy is reg. Hop! Hop nou! Dat zijn meisjes. Nee, expres! So mense moet maar heeltyd sorg dat jy klopdisselboom ry. So moet hom balanseer. Woe, 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 op! Johan, jy sê nou klopdisselboom, maar baie mense sal nie weet wat dit beteken nie. Wil jy nie net verduidelik naastenby? Ja, as die karretjie nou in balans is, laat die disselboom nie op die myle se nekke hang nie, maar ook nie te hoog oplig nie. Dan klop hy die hele tyd teen die draaghout. En dan sê ons dit gaan nou klopdisselboom. Nou ja, ons is nou vandag saam met Johan Kriek en hy gaan ons 'n bietjie vertel van hoe vervoer 100 jaar gelede gewerk het. Johan, Ja. dankie vir die geleentheid. Wil jy nie vir ons, terwyl ons ry, so tussendeur vertel hoekom 100 jaar gelede hierdie 2 myle so belangrik was nie? Ja, my oudere pa het altyd gesê, hy was al 19 jaar oud voor hy die eerste keer 'n binnebrand enjin voertuig gesien beweeg. So dit was maar hulle vervoermiddel. En hulle het groot geword met hierdie myle en dan nou 'n bietjie donkies en perde ook. En ek het ook as kind groot geword met dit. Ons het 'n wa gehad op die plaas met donkies in. Ons het gaan tot water vir die ou stamperboor aangery met dit. So die liefde het maar daar begin en my pa het 2 myle met die naam van Breintjie en koffie toe ons kinders was vir homself geleer. Want dit was altyd sy begeerte ook maar om 2 myle vir homself te hê. Woe, 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 woe. Op! En so dit was 'n verskriklike belangrike vervoermiddel en dan met myle was dit ook 'n werksmiddel en in die oorlogtyd was dit ook 'n trekdier vir artillerie. Soos daai myl met die naam van Shamrock, die menasie in Potchefstroom weermag is vernoem na Shamrock. Dis die Shamrock menasie en Shamrock se foto daar gehang totdat die plek afgebrand het. Maar Shamrock se geskiedenis is nog opgeskryf en Shamrock het in die buiteland iewers ook kanonne getrek en in later jare in Suid-Afrika toe gekom en kanonne getrek. En daar is 'n tyd wat ons land 'n hele klomp myle uitgevoer het. Ek dink is Argentinië toe of iewerster. Om daar te gebruik so die myl en voel vir my toe dit nou 'n bietjie verdwyn. Mense het met voertuie gery en gemaklik geraak en so aan. En ek is op die ouderdom van 8 skool toe, koshuis toe en het nooit weer regtig genoeg kontak met die diere gehad en toe ek nou op my ouderdom van 58 kom, toe besluit ek was nou vir 50 jaar in 'n boksie geplaas waar ek nie my goed kom nie. Ek wil hierdie kultuur laat herleef. Hierdie kultuur van inspan, ry goed. Ek doen tot die riemebreiding op die plaas met die breiklip en die breipaal en al die goeders. Breivelle met elandsboontjie wortel. Nie omdat dit winsgewend is, net om die kultuur te laat herleef. En die idee met die myle was maar bloot. Dis eintlik 'n vervoermiddel wat al bietjie vergete geraak het. En ek wil graag eintlik hulde bring aan dit wat hulle eintlik in ons volk en ons groei en ons ontwikkeling beteken dit vir ons. Maar wat presies is 'n myl nou? En John, 'n myl is nou 'n kruising tussen 'n donkie en 'n perd. So of die ma of die pa een moet 'n donkie wees en 'n perd maak nie regtig saak hoe om nie. Maar daar is in die volksmond 'n naam vir die wat 'n donkie maak en dit word nou 'n sogenaamde botterkop genoem.
En hierdie is nou eintlik peremyle, want hulle maas is nou 'n peremerrie. En interessant, hulle die kultuur van die ma aan, want hulle loop na die trop en oom Hannes Visser daar van Porterville wat groot geword het met die diere het vir my gesê laas, jy weet wat hulle ma is as jy sien vir wie vind hulle aanklank, is dit vir 'n perde of vir donkies? Ja. So, maar hulle is mos nou onvrugbaar, hulle kan nie aangaan. Hoekom is 'n myl beter as 'n donkie of 'n perd vir sekere goed? Kyk, myl is nou maar het eintlik die goeie eienskappe van albei. Hy het die geduld en die krag en die uithou vermoë van die donkie en hy het daai bietjie meer vurigheid van die perd. En so 'n myl het die gawe om al twee diere, ma en pa, se goeie eienskappe te behou. En dit maak hulle baie spesiaal, hulle is verskriklik intelligent. En dit is hoekom mense sukkel om hulle te leer, want hulle dink hulle leer 'n dom dier. En al die tyd is dit omdat hulle slim is. So hulle het nie soveel nikke as wat mense dink nie. Wow. Nee, John, hulle het nikke as jy hulle sleg behandel. Hulle sal nie onreg verdra nie. So as jy hulle byvoorbeeld Aspris is definitief getraumatiseer toe hulle laas gesteel was, waaroor ons seker later sal praat, want sy was my myl wat ek mee kon voorvat as daar geleentheid is, stap in 'n kerk in, of sy is altyd die een wat die maklikste op die water klim en daai tipe van ding, en na hulle gesteel was, het dit net handomkeer verander. Ek sukkel nou nog om haar vertroue te wen. Sy vertrou glad nie vir 'n mensie. Die laaste week of 2 begin ek daarom 'n bietjie rustigheid oor dit kry. Maar as 'n mens hulle traumatiseer, dan vergeet hulle dit nie gou nie. Hulle hou dit en hulle wys nie emosie nie, maar ek wat baie met hulle werk kan hulle emosie sien. As ek met Aspris praat, kan ek sien sy hoor my deur net haar ster te swaai. Aspris! Aspris! As jy nou kyk, dan beweeg hy stert. As ek by die kraal met hulle praat, dan sal hulle dan oor op 'n sekere manier na my toe draai. So ek ervaar hulle emosies, maar mense wat nie met hulle band het, soos wat ek nou het, kom het glad nie agter. So hulle is nie soos 'n perd wat baie emosie wys en weet amper oorvloedige emosie het nie. Ja, so is eintlik vir my 'n baie spesiale dier. Ja, en dit is nou vir my is dit 'n skaars dier wat gebruik word. Dis daar die mense spog maar met perde en die mense wat dit nie kan bekostig, ry maar met donkies, maar daar is bitter weinig mense wat kan sien om 'n ekstra myl te loop om met 'n myl te werk. En dit is maar wat my en my vriend gemotiveer het om met myle te werk en nie met 'n perd of 'n donkie. Maar vertel sommer die storie van die myl vir 'n myl ook. Ja, dit het jy's nou daar uitgebroei. My vriend sou nou sê toe iemand hom eendag vra, jong, wanneer het jy die storie uitgedink? Sê hy nee, dit was een aand na 2 by die braaivleisvuur, terwyl ons gesit en water drink. Maar dit het juist daarop neergekom. Is eintlik my vriend se droom wat hy mee begin het, dat daar nog niemand wat ons van weet so 'n ekspedisie met 2 myle aangepak het. Die mense ry met perde, hulle ry met 'n donkiekarretjie, maar jy hoor nooit dat iemand met 'n mylkar ry nie. Woe, 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 woe. Maar goed, jy sê julle pak toe hierdie tog aan. Ja. Waarvoor? Ja, en toe besluit ons net, ons gaan dit doen, 2020, en toe is dit COVID, en toe kon ons dit nie doen nie, en toe COVID nou bedaar, toe 2023 het ek dood eenvoudig daai oggend opgestaan en besluit ek bedank my werk, en ons gaan hierdie droom gaan ons leef. Want wanneer sal 'n ou dit nou doen, as jy dit nie nou doen nie?
2 jong meile toe nou as vullings aangeskaf en hulle begin leer 2023 en ja, en op 1 April 2024 toe kon ons wegspring daar by Karoo Poort daar naby Ceres. Ons behoefte was eintlik om by Jan van die Week se standbeeld by die kasteel weg te spring, maar ons kon nie perdesiek enstof uitkry nie en met die Weskaapse perdesiekbeleid kan jy nie daar gaan sonder 'n permit nie. So het ons maar net 'n bietjie toegegee daar en 'n bietjie nader weggespring, maar wat dit het nou nie afbreek gedoen aan ons hele avontuur nie. Hoe lank was die tog? Die tog was 40 dae, 1061 kilometer. So, dis 'n afstand. Ja, ek is nou nogal tranerig as ek die boodskap lees van Piet Koetser. Woe. Op. Hy het mos nou met daai swart perde met 'n wa wat hy so ry. En ek het hom voor die tyd gevra vir raad en hy het nie regtig vir my raad gehad nie. Hy het ook nie vreeslik baie opgewonde oor die feit dat ek met myle ry nie. En na die tyd toe het hy vir my die mooiste boodskapie gestuur. En sommer die bloute uit en toe het ek hom dankie gesê en vir hom gesê komende van 'n legende soos hy is dit vir my baie waardevol en sy reaksie was toe Johan, julle is nou die legendes, julle het verder gery as wat ek ooit gery het. En dit was my verskriklik kosbaar. Ek het hom eintlik by persepsie was dat hy nie eintlik aandag gee aan wat ons doen nie en hy het al die tyd alles gevolg en so aan. So ja, dit was maar iets wat ons vir onsself gedoen het en nie vir iemand anders nie. Oom moet nou hulle voete dophou as hulle oor goed gaan. Hulle is nie soos 'n perd wat sommer op het strap nie. Hulle trap baie fyn en mis. Hulle sal nie sommer op iets raak trap. Johan, hoeveel van julle het die tog meegemaak? Op die karretjie was maar ek en my vriend Eddie Ekerman. Ons was hoofsaaklik op die karretjie. Ek was seker 90% van die tyd op die karretjie en dan het ons my neef en sy vrou, hulle is afgetree. Hulle het ons amptelike ondersteuningsvoertuig vir ons gery. Maar dan nou van die familie en vriende vir 'n paar dae kom gaan sluit. Vreemde mense, kennisse om net vir 3 dae saam te ry en dan hulle nou maar ook hulle hand bygesit en gehelp met iets en partykeer het ons iets vas uit die stad uit gekry, die sluitsuit soos ons op die grens daar was, kry ons dan so 'n vars broodjie of 'n ding en so en ja. Hoorie, maar was dit lekker? Oom, ja, dit is 'n lekker, jy kan dit nie vergelyk met iets nie. Dit is bokant mensbegrip lekker. Dit was hier elke dag, elke oomblik was 'n lewenservaring vir my en Eddie en die mense wat saam met ons was. En ek het net nou sê die mense wat ons ontmoet het langs die pad. Ou stop daar 7:00 die aand en môreoggend 7:00 ry jy weer en dan is jy vir ewig vriende en jy het 'n band. En dit as gevolg van 2 muile. So ons het nooit, ja, dit was net fantasties. Elke dag, elke oomblik was net 'n belewenis. Dit was sielsverwekend. Ja. Hoe ver stap 'n myl so op 'n dag? Om hulle kan ver stap. Ons het as ons elke dag sou ry en nie vasgereën het of sulke goedie, sou ons met 26 km 'n dag gemiddeld gery het. Klaar toe. So ons het omtrent amper 10 dae nie gery nie. So daar was dae wat ons in die 50 km gery het, maar dan was daar dae wat dit moeilike pad was en omstandighede en ons weer sê maar 22 of 25 gery. Maar hulle kan maklik in die 50, 60 km per dag ry, maar jy kan dit nie volhou vir 40 dae. Nou, het julle met die myle enige moeilikheid gehad? Nee oom, ons het geen probleme met hierdie 2 gals gehad. Hulle was net elke dag fantasties. Daar was maar klein probleempies, asprisse voete het op 'n stadium daar, my kanaal 'n bietjie seerig gewees. Saam sit het
papierspaasmaatjie by Olifantshoek gekry en toe daarvan af ons dit nou maar uitvryf in die môre en eers laat sy stap vir so 2 kilometer om eers op te warm en so aan. Maar dit was die lekker goedjies. Ja, hulle het kaalvoet gery natuurlik, so ons moes baie versigtig ry, ons is nie beslaan nie. En mense het ons gemotiveer om met kaalvoet te ry, want hulle het gesê ons sal dit nie kan doen nie. En toe motiveer hulle vir ons om dit te doen. En toe het ons met die 2 myle sonder enige skoene die pad gery en klaar gemaak. Johan, party mense ken nou nie diere nie, wat bedoel jy met skoene? Skoene is nou hoefysters wat hulle onder die hoewe sogenaamd beslaan. So dit is 'n hoefyster, mense weet dan seker hoe lyk 'n hoefyster vorm en dan word hy onder aan die voete, aan die hoewe met spykers van onderaf vasgeslaan, maar dit moet deur 'n hoefsmid gedoen word en ons is nie hoefsmid. Wat is die werk van 'n hoefyster? Die werk van 'n hoefyster is om die muil se voete te beskerm teen skerp klippe, teen enige abnormale ding op die pad en dan maar gewone slytasie. Die hoefyster beskerming die hoewe teen dit. Ja. So as jy so ry sonder hoefysters en kan hulle maklik op 'n skerp klippie dra of stok of iets en daar kan selfs infeksie wees dan wel probleme. So ons het maar daai risiko geloop en maar vir hulle opgepas en versigtig gewerk, ja. Op! Kie my sis! Op! Sunset. Express. Up. Up. Johan, die myle het klappe voor hulle of langs hulle oë. Wat is die doel daarvan? Oor my oogklap is maar om bietjie van hulle visie na die kante toe, loodreg, te blokkeer, sodat hulle nie te veel afgelei word deur wat ook al hulle dalk kan skrik maak langs die pad of honde wat blaf of papier wat baie. So dit blokkeer bietjie daardie sig loodreg van hulle af. So hulle fokus net voor hulle en dit is ook hoe ons sal sien. Hulle ry waar jy hulle draai. Hulle besluit nie sommer self waar gaan ry. En as jy sit en slaap, dan sal hulle sommer hier op die randsteen klim as jy hulle daarna toe stuur. Hulle nou soms is kom hulle agter, hulle moet maar baie kere hierdie 2 myle gaan waar ek hulle stuur. Hulle gaan nie waar hulle gaan nie en dit het deel te doen met die oogklap want hulle kan nie visualiseer op die kante nie. Hop! Skrik 'n myl maklik. Oom nee, hulle is eintlik is dit 'n ja en nee, dit hang af wat dit is. As dit iets is waar nou nie gewoond is, skrik hulle maklik. Maar as hulle gewoond is dat dit soos ons nou met die voertuie en so aan, dan sal hulle nie skrik nie. So mens moet hulle maar gewoond maak aan verskillende eating. Op! Op! So hulle sal nie skrik daarom nie. Regtig maklik nie, maar soos 'n mens. As iets op jou afkom, dan sal jy 'n bietjie skrik. Maar 'n mens kan maar hier hande klap en jy soos nou die dag met ons optog en goed en hulle sal nie vir dit skrik nie, want hulle verwag dit. Op! Maar as hulle dit nie verwag nie, dan gaan hulle skrik en nogal snaaks op ons rit was daar op plekke dooie jakkals in die pad. En hulle wou om die dood nie verby daai dooie jakkals gaan nie. Ons weet nou nog nie, het hulle aangevoel dis 'n jakkals of wat, weet ons nie, maar ek het omtrent gesukkel om vir hulle verby die dooie jakkals te kry. Nou het hulle persoonlikhede. Ja oom, nee, hulle het hulle eie persoonlikhede, hulle eie karakters.
Dis dan ook waar hulle twee se name nou maar vandaan kom, is maar Asvullens. Vertel die naam. Ja, dis Aspres hier op die haarkant en Saamsuk op die hotkant. Anders. So, hulle het Asvullens was Aspres, maar soos nou nog die moeiliker een partykeer. Op! Alexis, stop, dat ek ook nie doen. Ekskuus oom Kammer. Kom vat maar aan hulle. Ek draai om. Ek kom na oom toe. Nee, dis nie moeite nie. Hulle trek ons, ekskuus oom. Wow. Oom kan maar hulle vat. Hulle sal nie bang wees. Nee, hulle sal nie oom. Ons sal mooi vry. As op hulle net 'n geel wortel vat, dan sal julle net 'n tree verder geloop het nie. Dan bly ons net hier staan. Hè? Nou kyk jy daar ou boere nou vir julle met die sambal bly kom sê julle vir my goed. Sal kom sê. Dit lyk vir daar is 'n man wat donkies en trekdiere ken, muile en perde. Baie lief vir die diere en dis 'n pragtige ou kar. Pragtig. Ek is Johan Kriek. Johan, is net die een in Suid-Afrika. Jo. En dit was die maandag na die landbeweegpad. Ek kom donderdag toe bel hom met so baie hartseer. Toe sê, wil hy nou weet wat my name is en ek is ook venter. Hy vra as jy van die swart is of die wit, dit is maar hy is blas. Toe sê ek kom nee, my oupa kom uit Duitsland. Toe sê nee, syne kom uit Nederland. Toe sê ek dis hoekom julle swart is. Maar toe sê hy vir my, hoor ek kom haal hierdie wyntjie. Ek het nie 'n seun nie, maar jy pas hom op. Ek het nog 'n wyntjie, hy het tralies, spierwielietjies. Want hy twee laat ons loop. En toe hy het 'n enkel disselboom so vir een perd. Ja, een vir twee perde. Ek het tuie gekoop daai tyd vir R1400 vir 'n stel Engelse perdetuie. Jo. En ek het hulle nou die dag verkoop vir R9000. Jo. Kan dit nie glo nie. Ja, So die tuie verander. Jy sien hierdie is nou 'n bonus geweest. Ja, dit is perfek. Net wat ek wil gaan. Dis hoekom ek ry. Om nou net weer terug te kom na die ryery toe, julle het dit ook nog nie sommer net gedoen nie, julle het dit vir 'n doel gedoen. Ja, verlede jaar se. Ja. Nee, ons het dit vir onsself gedoen. In hierdie jaar se? Dit het ons gedoen vir die NG Welsyn om vir fondse, veral in die Noordwes, het hulle baie groot behoefte veral vir ons het dit hoofsaaklik vir hulle behoefte om kinders te versorg wat uit moeilike omstandighede kom en wat geplaas moet word en so aan. Was dit suksesvol? Ja, dit was baie suksesvol oom, buiten dat ons mos nou maar 'n ongelukie gehad het. Vertel ons van die ongeluk. Ja, die tweede nag het ons by Mafeking by die dam daar oorgeslaap en toe die oggend 3 uur toe die 2 myle Saamsuk en Aspres gesteel. Ja, dit was tussen 2 en 3. Ek was nog 2 uur die oggend by hulle en 3 uur die oggend toe hulle gesteel. En toe was hulle vir 'n week weg gewees. Nou as julle so ry met die ding, ry julle aan mekaar of wag julle, rus julle langs die pad of hoe maak julle? Ja, oom, ons moet maar 'n ruskans vat vir die myle se onthaalwe en dan ons ook. Ou se lyf raak maar moeg as jy heeldag ry. En ja, so ons dit wissel maar, ou kyk maar waar kan jy stop en so aan en baie keer dan ry jy ou 10 km, 15 km en dan trek ou maar 'n bietjie af en drink 'n koffietjie en stop 'n bietjie en party daar moet 'n bietjie verder ry dan se omstandighede nie so dat jy kan stop nie, maar jy kan 20 km, 25 ry sonder om te stop as jy wil. Wow. Wanneer het toch laatst gepraat van die donkies wat gesteel was? Wat het daar gebeur? O nee,
Ons het by my verkiem oor geslaap en langs die dam daar en toe het tussen 2 en 3 die oggend het hulle die 2 myle gesteel. Ja, en toe van 3 die oggend af het ons soektog geloods. En ek moes toe op die ou einde uit die gebied uit, want die mense, die informante het gesê dat solank ek daar is, sal nie myle kry nie. So ek moes toe nou uit en die polisie het gesoek, die mense het met 'n vliegtuig gesoek, die kerk het gebid vir ons vir genade en so aan. Ja, en ja, dit was maar 'n spanningsvolle, dramatische tyd vir my. En toe het die slaghuis-eienaar Johan Swart in my verkiem op sy Facebook groep van sy kliënte die 2 myle se foto geplaas en gesê ons soek hulle. Ons het ons die myle gekry en kon ek en hulle weer herenig, ja. Ai man, so dit was 'n hele gemeenskapspoging toe gewees. Dit was absoluut, dit was amper 'n landwyse poging, gebede en mooi wense en trane, ja. Ai. Dit was regtig 'n emosionele tyd, maar ook kosbaar as mens sien hoeveel mense omgee. Johan, nou jy het gesê van die ongeluk wat jy gehad het hier naby die einde van die tog. Ja, ek het ons het so 10:00 die oggend het ons ook maar gestop by mense wat met 'n kind daar aangekom het en 'n bietjie gesels en so. Besluit om 'n bietjie koffie te maak. En ek het aan die regterkant van Aspris gestaan. Aan die harnas gehou en daar kom 'n bakkie met 'n wildswa van agteraf met 'n flap wat los is. En hy kom ry seker binne 'n meter van my af, van agteraf jaag hy verby. Toe skrik die myle mos nou. Ek het hulle toe probeer onder die bakkie uit te hou en so aan en toe. Ja, toe het ek nou die geval. Hulle het my mos nou van balans afgeruk en toe nou my linker skouer gebreek. So ja. Maar nou is jy op die pad, wat maak jy nou? Ja, ek het toe nou maar vir Anlie, my vrou gebel en sy het my toe kom haal en dokter toe in Kuruman en toe die doktertjie gesê maar ek moet nog dieselfde aand in Kimberley kom by 'n teater geopereer te word. Hulle moet die skouer reg. Die ortopeed sê ek moet dieselfde aand. Toe was ons maar depressief as 'n span en ek sit toe nou in die bakkie en ag, dit was seker, dit was lank gewees, of het vir my lank gevoel, want ek het pyn en ek is emosioneel en moedeloos. Ja. En toe kom die dokter naderhand saam met Hanlie uit. Ek het laat Hanlie maar die papierwerk doen, want ek het te seer gehad. Seker nou maar hartseer en fisiese seer. Ja, natuurlijk. En ek sit toe in die bakkie en wag en toe hulle kom te sê die dokter vir my oom, ek het vir jou nuus, die ortopeed het nou ingestem laat ons nie opereer nie, maar laat ons gaan probeer om die skouer laat hy van nature heg. So jy moet hom maar net mooi oppas en Is dit nou vir die beeld wat hy nou so groot? Toe maar... ja, en toe kon ek weer die laaste dag saamry. Toe gaan klim ek op. Hy het my pynstiller gespuit en kon ek saamry. Op! Ja, dis nou Delarey wat vir hom Paul knor hierso. Dat is nog fascinerend. Goed, so die kort en die lang van die storie is, julle kon toe nou verder gaan? Nee, die doktertjie het my toe nou 'n ordentlike inspuiting gegee en toe kon ek saamry in die aand. Die fees saam met almal vier met al die pyn, maar ja, dit was nie moeite werd. Maar ek moet dan sê, toe ek daai nag in die bed klim, toe was dit daarom lekker geweest.
Johan, nou verlede jaar se rit, vertel 'n bietjie daarvan. Ja, verlede jaar het ons moes nou van die Kaap af gery. Daar van die ander kant Ceres af. Ja, En ons het ons het 1061 kilometer in 40 dae moes aflê. Ons het toen nou daar by die Tankwa padstal daar vanaf weggedraai. Bidansgat, Saderland, Reiserberg, Kanavon, Prieska, so deur agterpaaie mag gery. so meestal maar grondpaaie dan, né? Ja, ons het omtrent seker 95% plus toe nou grondpaaie gery. En ja, maar so by boere op die plase maar kraaltjie gekry vir die myle, so oorgeslaap. Nou behalwe die ongeluk, het julle enige ander teëspoed op die pad met verkeer gehad? Ja, die Dellery was bietjie in die slag. Voertuig het hom per ongeluk raak gery. So, was dit ernstig? Dit was nogal ernstig, maar wonderbaarlik ook oorleef. Ons weet eintlik nie hoe om dankbaar te wees vir dit nie. Maar hy het dit oorleef met 3 bene, maar hy het aan die ander kant uitgekom. So ons het 'n wonderlike tyd gehad en dan die tipes mense ontmoet. Ons praat nou van jong mense, ouer mense, ons praat van Namakolanders wat 'n vloekwoord vir 'n komma en 'n punt in hulle sinne gebruik en dominee, dame dominee, naamman, jong mense. Ja, ons het so iets van alles beleef wat wonderlik was. Ons kan seker baie dae oor die mense op die pad gesels wat ons net in huise party plekke ingeneem het. Op Sutherland het ons 3 dae, 4 dae in iemand se huis gewoon wat ons glad nie ken nie. Dat ons net ingeneem en gesê ons kan daar bly want ons kon toe nie ry met die weer nie. Op. Ons het by mense aangekom wat dan nou gedink ons is skurke want ons het so skarwagte gelyk. En toe my peld klop aan die deur toe die ou sommer 'n wapen gereed. Op die oomblik het ons so lekker gekuier en toe hy nou hoor hoe lank ons al op die pad is, toe vra hy sy eerste vraag en is julle dan nog vriende? En dan 24 uur van die dag om mekaar se geselskap te wees vir 40 dae is nie maklik nie. Wow. Op. Johan, as ek nou so vir jou kan vra, wat is jou toekomsplanne? Ja, dis moeilik. Want dis moeilik om te beplan, maar ek hoop regtig ek kan eerstens die Malipoe fontein tot verdwyn, dis die Malipoe van die Malipoe Oga wat ons hierdie jaar wou ry toe die myle gesteel was. Tot by Riemvasmaak kan ek gaan voltooi. So dis my eerste hoofprioriteit om dit klaar te maak en dan na dit wil ek bitter graag eendag die Duitsland trek roete ry op die spoor van daardie trekboere. Dit is my baie kosbare en daar was 'n groot kontingent myle in daai trek betrokke. Ja, dit was nie net ons nie. Nee, daar was baie myle, ek dink die myle was dalk saam met die osse in getalle. Ja, ek lees niks daarvan nie. Ek het nou probeer lees daaroor, daar is eintlik min geskryf of ek kry min inligting oor die rit. En wat 'n ou kry is maar baie vaag. Ek dink vir hulle was dit eenvoudige oorlewings. Hulle het vir vryheid getrek en hulle het maar 'n moeilike rit gehad. So ek het nou al 'n bietjie navorsing gedoen. Dit gaan maar 'n moeilike rit wees. Dit is in die omgewing van 2000 km. Ja, dat gaat nie makkelijk wees nie. Johan, gee 'n bietjie 'n idee van die omvang van wat so 'n
tog vergesel. Jy moet mense hê wat saam met jou ry, jy moet voer aanry vir diere, hond, mense. Wat is ons nodig? Ja, op ons vorige rit is die primêre of die fokus was maar die hele tyd op die 2 diere om hulle versorg te kry. So, ou moet vir hulle 'n plek hê om te slaap, ou moet vir hulle plek hê om te rus. Want hulle rus uit 24 ure, dalk net 8 ure of so, hulle moet genoeg vreet, genoeg drink op die pad. En dan moet hulle 'n plek hê om te staan in 'n kraaltjie of so waar hulle veilig is. En dan, as 'n ou dan by die mense kom, is dit ook maar belangrik om 'n bietjie vars water en jou voedsel en slaapplek te hê. Ons het sommer langs die pad baie keer geslaap, maar dit is nie oral ewe veilig nie. So ou moet die veiligheid ook maar in gedagte hou. So ou het maar 'n voertuig nodig met mense wat nie betrokke is by die diere nie, wat net na die ander terreine fokus, die logistiek fokus. Want as ou met die diere werk, soos wat ek nou met hulle gewerk het, verder het omtrent alle ou se aandag om hulle veilig en gesond aan die ander kant te kry. Want jy moet die hele tyd na hulle voeding kyk, jy moet die hele tyd na hulle gesondheid kyk. En dis gedrag en is die tipe roete wat jy ry, dis partykeer uitdagend en al daai goed. En ja, so jy kan nie eintlik van die ou verwag wat op die melkkar sit om oor die res te bekommer nie. So dit is baie, baie belangrik dat 'n ou 'n goeie ondersteuningsspan saam met jou het op so 'n rit. Nou ja, julle 2 girls, julle het ons weer eens vermaak. Wow. Nou, wil jy nie net so tussen die storie van die verkryging van jou 2 myle en jou karretjie vertel nie? Ja, die 2 myle is maar een van die werkers op die plaas. Hy het 'n merrieperd of 2 daar op die plaas en 'n donkiehangs. En hy teel self met hulle myle. Wow. So dis maar, ek het toe die myle maar vir goedkoop by hom gekoop. En sommer daar op die plaas. En die karretjie het ek 'n advertensie gesien in Elim, naby Bredasdorp, van die karretjie en nou ja, toe het ek en my vriend gery en die karretjies gaan koop. Hy het ook van my karretjie gekoop. En toe het 'n man met die naam van Piet Lourens Piet Perd van Porterville op Facebook die karretjie gesien. En toe laat weet hy, die karretjie is baie spesiaal. Want dis eintlik was dit sy swaar se karretjie, Jan Pyp se karretjie gewees oorspronklik. En hulle dit toe Jan Pyp daai mense dit by familie gekoop nadat Jan Pyp Fourie oorlede is. En toe het ons nou per toeval dieselfde karretjie gekoop. En dis hoekom die karretjie ook die nommerplaat Jan Pyp is. Dis maar te ere aan Jan Pyp Fourie wat 'n legende was. So dit is die en toe ek vir Woe Fourie, dis nou Jan Pyp Fourie se seun wat ek in die weermag is toestemming gevra dat ons die karretjie dan nou na sy pa kan vernoem. Nou, is daar nog mense wat sulke karretjies bou? Is dit 'n moeilike ding om te bou? Ek weet nie van mense wat dit bou nie. Ek dink dis 'n baie dit het skaars geraak. Mense bou karretjies, maar dis sommer 'n staal karretjie, weet wat vir hulle werk op 'n plaas of so. Of dis maar mense wat
sommer nou net 'n ou motorbak vat en 'n karretjie bou of so. Maar daar is nie meer mense wat doelbewus so tipe karretjie bou nie. So dis nou nogal, dis hoekom die karretjie ook vir my baie kosbaar is. Want dis nie 'n karretjie wat jy gereeld sien nie. Het jy groot geword met rydiere of trekdiere? Ja, ek was as klein kind op die plaas groot geword. Ek het op die ouderdom van 4-5 jaar was ek heeltyd op 'n donkie se rug of op 'n perd se rug op die plaas. Dis hoekom ek ook so laat skool toe is, eers op die ouderdom van 8, want ek het regtig nie 'n behoefte gehad aan skool gaan nie, want ek was elke dag letterlik heeldag op 'n rydier se rug of het met trekdiere gespook of iets. Johan, is daai karretjie gemaklik op die langpad? Ja, oom, hierdie karretjie, as jy nou kyk na sy veerstelsel, hy het baie spesiale vere. En hy is, wel vir my, is dit baie na aan die Mercedes van karretjies, as dit nie is nie. Hy ry baie sag. Die wielietjies is nogal interessant. Dis 'n 1964 Volkswagen wiele daardie, wat oom dalk sal onthou. En dis nog die oorspronklike wiele. En daai wiele het nog nooit pap geword nie, vandat ek die karretjie het. Dis merkwaardig. So dis ook maar van daai sentimentele goed wat 'n ou nou maar moet hou. Kan 'n mens op 'n myl ry ook soos op 'n perd? Ja, nee, jy kan op hom ry. Daar's baie plekke waar hulle nog myle ry. In Amerika veral, Suid-Amerika, veral daai bergagtige dele, omdat 'n myl so goeie balans het. Baie beter balans as 'n perd. In daai onbegaanbare wêrelde ry hulle met myle. In ons land in Natal is daar plekke waar hulle met myle ry. In die Oos-Kaap weet ek is daar mense wat nog met myle ry. En dan is daar mos nou die beroemde myl met die naam van Suiker, wat aan hierdie Western Games deelneem wat die perde uitstof. So sy eienaar ry hom ook. Nou, hoe vergelyk sy ry met 'n perd se ry? Kyk, hy ry maar so tussen perd en donkie, maar nie sleg nie, maar nou nie soos 'n perd nie. So ek dink hy ry maar so bietjie slegter as 'n perd, maar daarom nie heeltemal sleg nie. So jy sê 'n donkie ry die slegste van almal? Ek dink so, ja. Kom. Wo. Het jy nou vir Dellery geskrik? Espress. Hulle wil nou kom water drink. Kom. Okay. Nou ja, interessant is al, ons het seker nou 'n goeie 3 ure gelede hier weggetrek, so die 2 dames het hulle kant gebring. Okay. Dankie hoor. Mooi. Mooi wat. Dankie julle. Ons het gaan nou rol. Ek soek eers vir 'n plek uit. Sien man.
Dis min wat jy hulle hoor geluide maak. Hulle kan nie eintlik. Gesels julle, weet jy. Huh? So, voor my rit het ek baie raad gekry van kenners. Baie ouens het wel die kennis en baie dink hulle die kennis. Maar Piet Perd, het is nou die swaar van Jan Pyp wat ek voorheen na verwys het. Hy bel my, maar toe het ons mekaar nog nooit ontmoet en hy sê hy het vir my goeie raad. Hy het gesien dat die mense wat nog ploeg in die Weskus met muile sit aan hulle tye plastieksak, hierdie wat jy, ek sal maar sê die kruidenierssakke wat jy in die winkels draai hulle om en dit verhoed dat die muile skaaf, want hulle sweet nie en hulle is glad teen die vel en so aan en ek lag tog te lekker oor die raad, want dit klink vir my baie kom en maar in elk geval, so sit en ry ek verlede jaar. En elke aand dan spook ek met die tye en ek spook met die myle want hierdie kombers en goed raak gesweet en hard en dan is daar skaaf plekke en ek was en ek maak oor en goed en ek sit so in die dag en dink miskien moet ek Piet Perd se raad volg. En maar ek het nou nie plastieksakke nie en ek vra vir die ondersteuningsspan of iemand die net vir my van hierdie breë sellotape het die. En dan kan ek sommer swart, ons het van die swart vullesakke, dan draai ons dit om en dan plak ons dit net met hierdie vas. En Wilma op ons ondersteuningsspan kom daar voor 'n dag met so 'n rol en ek dog toe, maar dis mos nou kort pad hierdie. Ek hoef nie daai plastieksak vas te plak nie. En ons draai hierdie om. En nou ja, van toe af ry ek nooit weer sonder hulle nie. Dit was die laaste keer wat my diere geskaaf het. Dis vandat ek hierdie tegniek toepas. Al lyk dit so 'n bietjie kom en die diere skaaf dood eenvoudig nooit. Ek sê die eenvoudige goed wat partykeer gebore word uit armoede of sukkel of omdat 'n ou nie het hierdie tipe gespers of dis nie eintlik gespers nie wat ek in die plek van gespers gebruik toe ons daar ry het ou Staal van Skalkwyk, hy is daar van Hoopstad, Wesselsbron se wêreld. Hy het ook 'n paar dae saam met ons gaan ry, ook maar vreemd gewees, hy het ons nie eers geken nie en hy kom saam ry. En hy sit so op die karretjie nou, hy het 'n stoor wat net karretjies en tye het. Hy is 'n ou kalandrit. Toe sê hy het nou iets geleer by my, want hy het wat hy gaan toepas, hy het dit nooit gebruik of nooit geken nie. So hy leer my altyd iets en partykeer hierdie goed is maar gebore uit omdat ek nie het en ek weet nie watter kant toe nie. So ja, so dan kry jy ou partykeer 'n sukses uit dit uit.